Vriende, goeiemiddag uit die stil plek in Bloemfontein. My naam is Johannes en hier is my nuwe vriend Spikkel. As julle nog nooit vir Spikkel gesien het nie, is dit omdat Spikkel nog maar net 7 weke lank 'n lewende wese op hierdie planeet is. En as julle lanklaas vir my gesien het, is dit omdat Spikkel nou 7 weke lank 'n lewende wese op die planeet is en ek die hele dag my eintlik agter Spikkel aanloop. Vriende, ek dink gemiddeld so elke 20 minute is ek of besig om 'n poefdrolletjie op te tel of 'n plassie op te droog. En ek mag nie kla nie, want dit is 'n groot voorreg om vir 'n ander lewetjie te kan sorg. Daar benewens is dit natuurlik ook nie die heeltyd onaangenaam om so besig met hande arbeid en skoonmaak te wees nie, want dit gee vir mens baie tyd om te dink. En dis 'n goeie tyd om te dink, want ons staan op die drempel van 'n nuwe jaar. En julle sal met my saamstem, dis 'n goeie idee om 'n nuwe jaar nie net in te boender nie, maar om strategies te wees, intentioneel, en aan die begin van die jaar 'n bietjie tyd te vat, amper soos 'n goeie besigheid, en te sê, waarvoor leef ek vir jaar? Wat gaan my waardes wees? Wat gaan ek prioritiseer? Waaraan gaan ek my tyd en my energie en my aandag afstaan? Nou, ek wil julle iets vertel van 'n nuwe benadering wat ek by 'n paar mense die laaste ruk gehoor het. Baie mense sê vir my, hulle maak nie eintlik meer omvangryke planne vir 'n jaar nie, want hulle weet, die lewe werk mos in elk geval nie uit soos jy beplan het nie. Wat hulle eerder doen is, hulle kies 'n woord. Dankbaarheid of uitnemendheid of geesdrif of iets. En hulle hou daai woord, amper soos 'n ligtoring, ergens binne sig vir die res van die jaar. So van tyd tot tyd dan gaan hulle terug en kyk, hoe speel hierdie beginsel in my lewe uit? Hoe rym my lewe met hierdie beginsel? Hoe leef ek die tipe lewe wat die ding versinnebeeld en wat leer ek daaroor? Dis vir my 'n baie meer vloeibare en 'n nuttige benadering tot hierdie ding. So ek het ook vir my 'n woord gekies en ek wil julle graag van my woord vertel. My woordjie vir 2026 is die woordjie sonder. Sonder. Nou, moenie sonder die Afrikaanse woord verwar met sonder, die Engelse woord nie. Ons praat van die Engelse woord. En ek sou 'n Afrikaanse vertaling gegee het, ek dink net nie daar is eene nie. Selfs die Engelse het hierdie woord maar in die jaar 2012 uitgedink, so is redelik nuut. Dis 'n abstrakte woord. Party van julle gaan dadelik snap wat dit is as ek verduidelik. Ander gaan dink, waarvan praat die ou? Maar gee dit 'n kans, kyk of dit vir julle enigstens sin maak. Vriende, as jy jong mense in jou lewe het, tieners, generasie alfa, gaan vra vir hulle 'n bietjie, en hulle slentertaal het hulle 'n woord wat hulle noem main character energy. Is eintlik 'n frase meer as 'n woord. Main character energy. Wat beteken main character energy? As jy 'n ou sien en hy loop met sulke bakarms en hy praat hard en hy vat oor en vat leiding, daai mense het main character energy. Die idee is as volg: jou lewe is 'n fliek. Daar's baie mense en karakters in die fliek, maar daar's een karakter wat in elke enkele toneel van hierdie fliek verskyn. Daai karakter is jy. Jy sal ook sien die kameras in hierdie fliek is eintlik so opgestel dat jy elke toneel belewe asof vanuit jou perspektief. So dis baie maklik om die gevolgtrekking te maak dat jy dus die hoofkarakter van jou storie is. En hoe werk 'n hoofkarakter? Iron Man, Bridget Jones, Jason Bourne. In 'n fliek dra ons almal die hoofkarakter se belange op die hart. Ons wil hê daai een moet wen, die hoofkarakter moet gerealiseer word. Ons almal wil hê dit moet vir daai een die beste uitwerk. En so, as jy main character energy het, benader jy jou lewe om jouself te realiseer, om dinge vir jouself die beste te laat uitwerk, om die beste bedeling moontlik vir jouself te beding. Daar's ander mense ook in jou fliek, 'n tweede sirkel, hulle is wat ons noem die bykarakter. Hulle kan nou 'n Oscar vir beste byspeler wen, Jou pa en jou ma en jou haarkapper en jou onderwysers, hulle is almal ook daar met 'n rol, maar hulle rol is om die hoofkarakter, jy, by die beste plek uit te bring. Dan is daar nog 'n sirkel. Daar's miljoene mense wat jy noem movie extras. Dis al daai mense wat nooit 'n woord sê nie, hulle kom en gaan.
Jy weet in die Goli as die karakter so gesit en koffie drink het en House of Coffee, is daar altyd 'n ou wat sit en koerant lees agter wat nie 'n woord sê nie. Dis die eerste akteur is iemand wat nou R50 gekry het om gou 10 minute daar te sit, eintlik deel van die dekor, nê. Nee, jy het baie sulke movie extras in jou storie. Iemand het in 'n kar verby jou gery vanoggend, om die draai gaan nooit weer sien nie. Jy het die nuus gekyk en die betogings in Iran in die boonste linkerkantste hoek was iemand vir 2 sekondes toe verander het na 'n ander storie. Jy gaan daai mens nooit weer sien nie. Daar's miljoene sulke mense. Sonder is in 'n sekere sin die teenoorgestelde van main character energy. Sonder, nou kop, kyk wat vir jou sin maak, is die emosie wat 'n mens beleef wanneer die idee soms heeltemal uit die bloute uit by jou opkom, die besef eintlik by jou opkom dat elkeen van daai miljoene extras in jou lewe iemand is wat ewe swaar dra aan hulle lewe as jy. Soos wat jy in elke toneel van jou lewe is daai ou wat daar agter in die taxi sit in elke toneel van sy lewe. Soos wat jy dinge het wat jy voor hoop. Soos wat jy dinge het wat jy gedoen het waar jy skaam is. Soos wat jy dinge het wat jou snags laat huil, soos wat jy dinge het wat jou laat lag. Het daai persoon goed wat hulle hoop, het hulle goed waar hulle skaam is, het hulle goed waar hulle huil en goed waar hulle droom. En hulle lewe voel vir hulle net so belangrik soos joune. En soos wat jy al dekades gemoeid is daarmee om jou lewe te slyp en in te oefen, is daai persoon al dekades gemoeid met hulle lewe. En 'n vreemde ding gebeur as jy dit besef, wat bietjie soortgelyk is aan die gevoel as jy onder die sterre in 'n Karoo nag staan, of as jy by 'n kraans afkyk by God's window. Nee? Jy voel 'n bietjie kleiner, maar jy voel vir 'n oomblik ook lig. Nee? Van daai idee, as jy vir 'n oomblik besef, ek is nie die middelpunt van die verhaal nie, ek is net een van 'n menigte perspektiewe waaruit die verhaal kan beleef word. Wat gebeur is nie dat jy hoop verloor of ewe skielik voel jou lewe sinloos nie. Wat gebeur is jy dra skielik 'n klein bietjie minder swaar aan die las van jou lewe. Daai gedagte dat jy elke situasie moet meld en wring om te kry daaruit wat jy kan vir jouself, jy kan daai 'n bietjie neersit en leef vir iets anders. En die lekker ding is daai wiel, né? Jy kan nou begin speel en situasies ingaan en sê, is ek in die situasie die hoofkarakter of dalk is ek 'n byspeler? Dalk is ek hier om iemand anders te help. Dalk is ek hier 'n ekstra. Ek gaan net stil terugstaan en ander observeer. En ewe skielik is daar 'n ligtheid en minder van 'n dringendheid om van jou lewe 'n kunswerk te maak. Jy word swaalf opgeneem in 'n groter algemene familie van mense en dinge waar die kollig nie die hele tyd op jou is nie. Vriende, dis nie een van 'n vreemde selfverkastydende barmhartigheidsmentaliteit nie, maar ek begin meer en meer dink en ek gaan vir jaar soms daar praat aan die waarde van nederigheid. En of nederigheid nie miskien die beste ding is wat mens kan leer nie. Ek werk daaraan omdat ek nie self van geboorte baie nederige mens is nie. Okay? Maar ek hoop Sonder gaan my dalk 'n bietjie daarmee kan help. Ek neig om loud te wees, maar ek wil meer terugstaan en luister. So ek doen 2 tipes meditasie. Ek sê vir my, voordat ek 'n situasie ingaan, 'n gesprek met iemand, vergadering, wisselwerking by die till en checkers, hoe sou ek opgetree het as ek nie die hoofkarakter in die storie is nie? Sê nou die verhaal het oor die ander mense gaan en ek was 'n byspeler. En skielik kom jy agter iets gebeur anders. Jy luister meer as wat jy praat. Jy probeer verstaan meer as wat jy verstaan wil word. Daai hele gebed van die heilige Franciscus word ewe skielik 'n realiteit. Die ander ding wat ek doen is ek sit soms in die verkeer en ek kyk ander bestuurders en ek probeer die woorde, die mantra van die Metta Bhavana deernismeditasie is op my webwerf op te sê vir die mense om my. Jy vrou met die blou toppie aan daar in die Honda, mag dit met jou goed gaan. Jy man met die bleskop daar in die Hilux wat soveel vrees en soveel vreugde het, mag jy gelukkig wees. Jy vrou wat waarskynlik 'n huiswerker is wat daar sit in die taxi,
mag jy nooit weer swaar kry nie. Jy wat daar die pad stap, mag dit met jou goed gaan. Jy wat daar bedel, mag jy gelukkig wees. Jy wat op die fiets verbykom, mag jy nooit weer swaar kry nie. En as jy dit oor en oor doen, en jy doen dit vanuit jou hart, kom jy agter, jy swem in 'n see van vol lewens. En plek daarvan dat jou lewe kleiner raak jou lewe skielik groter en deernis laat voel jy 'n eenheid met die skepping. Ek gaan niks meer sê nie, vriende, my tema vir die jaar is sonder. Ek sal graag van jou wil hoor, wat is joune vir die jaar? Het jy al 'n woord gekies? Kom ons maak hierdie jaar 'n geleentheid om te groei en 'n geleentheid om te luister. Ek is seker in hierdie paar minute wat ek gepraat het, lê jy nou ergens se hondepoef. Ek gaan dit gou gaan optel. Ons gesels later weer verder. Vriende, wees goed vir julleself. 2026 wag. Sonder